pa wees? Ek dink die lekkerste ding van pa wees op hierdie oomblik is om hom vas te hou en om te kyk en te sien hy lyk amper soos jy. Ons verlang verskriklik na Juffrou Leonie. Goeiemôre randjies, dis nou weer tyd vir R&A. Jammer vir die ongerief, die mics was nie aan nie. Vandag het ons 'n bekende gesig hier by ons in die ateljee. 2 weke terug het meneer Brits se lewe vir altyd verander met die geboorte van sy seentjie. Janro is die grootste seun en ons is saam met meneer baie bly. Baie dankie, Shani. Wat was vir meneer die grootste aanpassing in hierdie 2 weke? Ek dink die grootste aanpassing was om elke 2 ure wakker te word en 'n bottel te maak en dit vir hom te voer, so niks berei jou voor vir dit nie. Watter deel van pa wees geniet meneer die meeste? Sover is die lekkerste ding om hom vas te hou en om te kyk en te sien hy lyk amper soos jy. Ons verlang verskriklik na Juffrou Leonie. Watter deel geniet sy die meeste? Ek dink vir Juffrou Leonie op hierdie oomblik is dit lekker om by die huis te wees. Ek dink sy gebruik haar tyd om 'n bietjie slaap op te vang en so dis lekker vir hom net met die baba te wees by die huis. Waarna sien meneer die meeste uit vir die toekoms? Ek dink die ding waarvoor ek die meeste uitsien is dat hy op 'n ouderdom kom wat ons saam goed kan doen soos visvang en jag en gaan stap en sulke goed. Is daar iets wat meneer wens iemand het vroeër vir meneer gesê of van gewaarsku? Ja, ek dink as ek vroeër kon geweet het dat hy moontlik 4 weke vroeër sou kon kom, dan sou dit ons goed voorberei. Ons was nie reg vir 4 weke vroeër baba nie. As meneer een ding vir Janro kan sê wat hy vir die res van sy lewe sal onthou, wat sal dit wees? Ek sou vir hom sê hou jou oog op God sodat hy jou paai vir jou gelyk kan maak. Laaste vraag meneer, wat is meneer se grootste droom vir Janro? My grootste droom vir hom is dat al sy drome mag waar word. Dankie meneer, ons sien baie uit om vir Janro te ontmoet. Dankie Shani. Adieu. Nou, saam met ons op die stoepe is 'n splinter nuwe gesig op Randburg se gange. Sy naam is Maxime Lehmann en hy is al die pad van Switserland af. He doesn't speak Afrikaans and is actually fluent in French. Welcome, Maxime. Hello. How are you experiencing South Africa so far? It's different than Switzerland, but it's nice. There are a lot of fences and not so much electricity, but it's okay. And what's your favorite memory in South Africa? My favorite memory was when I ate marshmallow at the fireplace with friends. And what does it sound to you as a French speaker, hearing us speak Afrikaans? Afrikaans is more likely to German. I also speak German, so I understand when you speak slow and clearly. So. Okay. And in which aspects are our school different than to yours in Switzerland? We have much more subjects in Switzerland, and there's also much longer school today. So it's also nice to have less school and make sports at the school. Okay, so why is South Africa the country you decided to visit? Many of my friends are going to North America, so I wanted to do something different. So I must decide between Australia and South Africa. But I already was in Australia, so I decided to go to South Africa. Okay. And are there any other countries you would like to visit? Yes, I would like to visit Nepal to see the Mount Everest, and also go to Japan to visit the country. Oh, okay. Thank you, Maxime. And then one last question before we go. What's your favorite food in South Africa so far? My favorite food was the braai we did at the first day when I came here. Okay, thank you, Maxime. En nou is dit tyd vir die sportminuut. Ons cricketspanne kook behoorlik op die veld. Die onder 15 A-span, as ook die tweede span,
het in die afgelope week teen Helpmekaar gespeel en beide het hulle wedstryde gewen. Geluk aan Liam van der Sluys wat 34 lopies van 47 balle aangeteken het. Ons swemspan het hulle laaste gala voor Interhoor by Hyde Park geswem. Na 'n lang middag het ons randjies tweede geëindig. Baie geluk randjies. Die produksie oefen elke aand op maandag en donderdag om 'n baie goeie produk te lewer. Van toneelspel tot sing en dans, oefen hulle verskriklik hard. Hier is so 'n klein voorsmaakie van wat jy kan sien in Mei. Good work. 18. That's okay. Now change. That's it. 6, 7, go. 1, 2. Got that. 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serious faces. 6, let's go. And 1, 2, 1, 2, kick, jump up, and 1. Ongelukkig kan ons in Maart uitsien na 'n groot stygings in die brandstofprys. 95 oktaan brandstof styg met R1.22 per liter, terwyl diesel met 32 sent per liter opgaan. Die Nasionale Departement van Gesondheid het gewaarsku dat almal op hulle hoede moet wees, weens kolera wat reeds 2 doodsgevalle in Suid-Afrika veroorsaak het. Die bakterieë word hoofsaaklik versprei deur besmette water en mens kan aansteek deur direk die water te drink of indirek deur besmette kos te eet. Die tropiese storm wat die afgelope week oor die Indiese Oseaan woed, is op pad Suid-Afrika se kant toe. Volgens die huidige weermodel sal die sikloon Freddy na verwagting nie van sy koers afwyk nie, maar swaar reën kan verwag word in die noordelike dele van Limpopo. En daar is wraggies nog 'n leeu los. Is jy seker jy ken al jou personeel? Of hak jou brein nog 'n bietjie vas met die groot verskeidenheid van name wat op ons stoepe voorkom? Hooplik leer jy 'n paar name by hierdie week se R&A in jou skoene. Vandag kuier ons by Juffrou Tanya, die OG van R&A. Juffrou Tanya is al van die begin af by die R&A en sy is grootendeels verantwoordelik vir baie van die organisering en reëlings voor en tydens die R&A uitsendings. Baie dankie dat ons hier by Juffrou kan kom kuier. Dankie julle. Waar was die idee van die R&A geskep? Hoe is dit in werking gestel en waar het Juffrou betrokke geraak? Ons het 'n koerant gehad, lank terug die koerantjie en goeders het verander met COVID en ons het nie salperiodes gehad nie en toe het ons 'n studio gebou. En R&A begin. Die idee het tussen my en meneer Boysen in die kantoor gebeur oor 'n koppie koffie en het ek het. Wat is Juffrou se gunsteling ding van Hoërskool Randburg? Die hart van Hoërskool Randburg. My ma was hier op skool, ek was nie hier op skool nie. My kinders is hier so en die hart is groot. Wat is een ding wat mens nooit van Juffrou sal weet as ons nie vir Juffrou gevra het nie?
Julle sou nie geweet het dat ek is 'n duikinstrukteur nie. Julle sou nie geweet het dat ek het al reisieskarre gery nie en tweedehandse karre verkoop. As jy vir enige graad 8 raad kon gee, wat sou dit wees vir? Dit sou wees werk hard, uit die aard van die saak, ek is 'n onderwyser, speel hard, maar hou dit skoon, en bly weg van wat jy skryf op sosiale media, dit volg jou. Gaan stamp, dit gaan brand, dit gaan kook, dit gaan loop. Hoeveel mense is op die RNA redaksiespan? 21. Wat is die naam van die nuutste segment op die RNA? Die minute. In watter volgorde word die minute gedoen? Sportminuut, kultuurminuut, aktuele minuut. Wie is ons aanbieders? Shani en Jan Rudolf. Ongeveer hoe lank is een RNA-episode? 25 minute plus praat. En die trick question, wat is juffrou se gunsteling segment? RNA in jou skoene. Woo! Met Sebastian Vra leer ons nuwe gesigte en perspektiewe ken. Wie sê so en wie dink so? Om nuwe dinge in te neem, verryk ons sig van die wêreld daar buite. Wat is jou raad vir Eskom? Ek dink ek kort elektrisiteit om elektrisiteit te kan opwek. Slim aan. Wat is jou raad vir Eskom? Dat hulle die krag moet aanhou, want anders gaan ek dryp, want ek kan nie sien in die aande nie. Wat is jou raad vir Eskom? Wees net beter, honestly. Ek stem. Wat is jou raad vir Eskom? Ek kan nie vir jou sê nie. Ek werk vir Eskom. Van wanneer af werk jy vir Eskom? Jy vra te veel vrae. Genoeg. 5, 4. Verlede week het ons geleer hoe om begrip te hê vir mekaar. Kom ons kyk hierdie week waarvoor staan die A in basie. Goeiemôre rykies en welkom by Basie se beginsels. Verlede week het ons gepraat oor die B van Basie se beginsels en ek hoop julle het aandag gegee, want vandag deel ek die A in Basie se beginsels. Tring. Goeiemôre. Basie se beginsels, ja, Basie se beginsels. Dis hy. Episode 2, beginsel nommer 1. Die eerste beginsel by A van Basie se beginsels is aangenaam. Dit is lekker vir mense om iemand te wees wat aangenaam is. So maak dit aangenaam vir mense om jou te wees. Moet nie negatiewe lig na buite straal, maar positief, en maak dit vir hulle lekker om jou te wees, want dan is jy 'n aangename knaap. Ons tweede beginsel is aanvaar. Aanvaar beteken om iemand te aanvaar vir wie hy werklik is. Om soms verby die negatiewe te kyk en die persoon te aanvaar wat 'n fout gemaak het. Om die probleem of die fout op te los en te erken dat daar 'n probleem of 'n fout was en te aanvaar dat jy hom of haar kan help om die probleem of fout reg te maak. Goeiemôre. Derde beginsel is ambisie. Om ambisieus te wees is om doelwitte te stel. Maar om ambisieus te wees het jy aksie en aanhoudend saam met dit. Want ek moet 'n aksie uitvoer en daaraan werk en aanhou werk, maar dit hou nooit op nie. En daarom moet jy dit aanhoudend doen tot jy daardie doelwit bereik. Om dalk 'n hoof te wees, soos jy kan sien. Belangrik, maak jou plan, hou aan werk, voer daai aksie uit, want 'n aanhouer wen. Ons vierde en laaste beginsel van A van Basie se beginsels is avontuurlustig.
avontuurlustig. Avontuurlustig. Wat beteken avontuurlustig? Om avontuurlustig te wees is om uit te kyk vir nuwe dinge op die horison. Nie bang te wees vir verandering en groei nie. Avontuurlustig gaan oor jou as persoon wat alles tot die volle van sy potensiaal benut en gebruik. Avontuurlustig. Avontuurlustig. Terug na julle in die atelier. Shani? Ja, Rudolf? Lyk my ons is nie terug in dieselfde atelier nie. Rankies, kom ons sit gou alles by mekaar. As jy 'n aangename mens is wat lig en vrolikheid in ander se lewens bring, en jy respekteer en aanvaar ander vir wie hulle is, gaan jy dit moontlik maak om in samewerking jou en ander se ambisies of doelwitte te bereik. Wees dus altyd oop vir nuwe dinge. Saam met ander kan jy groei en 'n beter jy wees. Lekker dag, Randjies. Sien jou volgende week. Kom ons kyk wie verjaar hierdie week by die graad 12's. Baie geluk met Rix. Al wat hy nog nodig het, is sy eie groen hoedjie. Kom ons kyk wie se doppelganger het ons hierdie week gekry. Daar word beweer dat as 'n mens Engels kan praat, sal hy Zulu ook vlot kan praat in onder 40 weke. Natuurlik met baie oefening en die regte inligting. So kom ons kyk na die nuwe woord vir hierdie week. Sport umdlalo. Sport umdlalo. Ons taal ontwikkel elke dag. Die woorde van laasweek is ou nuus. Kom ons kyk 'n bietjie wat se luukse woorde gebruik ons tieners hierdie keer. Welkom terug op Wat sê jy? Ons volgende woord is 'n bekende een. Kom ons kyk of ons volgende deelnemers die buitewesens se taal gaan verstaan. Ons eerste deelnemer is Juffrou De Mylon. Juffrou, kan juffrou vir ons sê wat WRIZ beteken? Genade, dit klink na 'n vreemde woord uit die buitenste ruim. Ek bietjie dink. Is dit nie soos iemand wat dalk vriendelik is? Okay, dankie juffrou. Ons volgende deelnemer is Tannie Rihanna. Tannie, kan Tannie vir ons sê wat WRIZ beteken? Geen idee nie. WRIZ. It's resistance. I don't know. Okay, dankie Tannie. Ons laaste deelnemer is Juffrou Tanya. Juffrou, wat dink juffrou beteken WRIZ? WRIZ? Maar dit is iets met 'n W. Riz. Ja, ek weet nie. Reg, dankie juffrou. Wat is dit? Ons is hier met Rinkie. Rinkie, kan jy vir ons sê wat die regte betekenis is van WRIZ? Wanneer iemand soos 'n flitte persoonlikheid het.
Sing, dans en geesvang is vir hulle tweede natuur. Kom ons kyk na ons laaste 3 dirigente. Definitief 'n Labrador. Nee, want ek sal eerder gaan met 'n Doberman. Nee, 'n pug. Hers, want ons verjaar in lente. Lente, want ek verjaar in herfs. MMA, you don't know what you say your mama. What, your mama. Dankie dat julle vandag weer saam met ons gekuier het. Volgende week is dit introer. Rus lekker hierdie naweek en wees reg vir al die opwindendheid wat voorlê. Totsiens, randjies.